My oupa het 'n klomp jaar terug 'n boek geskryf met die titel Wanneer die Here nee sê. En hy het baie boeke geskryf, klein kort boekietjies, net lekker vir 'n rustige Bybelstudie, maar dit is die een boek wat altyd baie naby aan die huis tref. Wanneer die Here nee sê. Ons het oor die afgelope paar weke verskillende aspekte van gebed ondersoek. Ons het gesien gebed gaan oor jy moet stil wees en jy moet toelaat dat die wêreld jou nie jou aandag aftrek nie. En ons het stil gestaan by die Ons Vader gebed. Ons het stil gestaan by 'n gebed vir eenheid en ek dink ons het 'n klomp aspekte van gebed aangeraak en hooplik by elke tema sou julle as groep by die tipe vraag kon kom wat klink soos: maar ek het gebid, maar ek het nie gekry waarvoor ek gevra het nie. Ek dink ek het met die eerste sessie gepraat en gesê, my heel eerste preek wat ek gepreek het, was juis oor 'n gebed en nadat ek 'n Bybelstudie bygewoon het, waar die tannie gesê het, sy voel sy bid teen die plafon. En dis nie 'n tema wat ons gereeld aanraak nie. En daarom vir vandag se teksgedeelte wil ek hê, ek dink dat ons saam die belangrikste gebed wat Jesus ooit gelees het, saam lees. Ek lees vir ons Lukas 22, maar ons kry hierdie gedeelte ook in Matteus en Markus. Ek hou net van die Lukas weergawe. Jesus in Getsemane. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle: bid dat julle nie in die versoeking sal kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder, omtrent so ver wat 'n mens van 'n klip kan gooi, met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid: Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker vir my al weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. 'n Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed af opstaan en by die disippels kom, kry hulle daar aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê vir hulle: waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in die versoeking sal kom nie. Ek wil hê, vat jou tyd in die groep en praat hierdie gedeelte deur. Daar's soveel wonderlike dinge om bietjie as groep saam te dink hierso. En wanneer jy reg is, kan jy dan die video weer play en verder saam luister. Die rede waarom hierdie teksgedeelte vir my so belangrik is ons het dikwels in ons kop 'n prentjie van gebed. 'n Prentjie dat as ek net reg bid en genoeg bid, die beste woorde gebruik, of genoeg mense kry om saam te bid, of iemand kry met 'n status of 'n amp soos 'n dominee of 'n ouderling of 'n wie ook al, dan gaan God luister. En daar's baie tekste in die Bybel wat jou, as jy net so op die oppervlak lees, jou dit sal laat glo, dat jy net moet hard genoeg bid. Toevallig gister se verse of the day, ek is op die Bible app natuurlik, en die verse of the day gister, as ek nou hierdie nou opneem, was juis: vra en vir julle sal gegee word, nee. Die gedagte is, jy moet net vra en dan sal jy kry. Die probleem, as jy gebed so met hierdie eensydige manier benader, partykeer gaan jy bid en jy gaan nie kry nie. En dan is die probleem. Mense kom gewoonlik in hierdie situasie tot 2 slotopmerkings of konklusies. As jy gebid het en jy kry nie waarvoor jy vra nie, beteken dit of jou geloof is nie sterk genoeg nie. Met ander woorde, jy het getwyfel, daar's iets in jou lewe wat jy verkeerd gedoen het, iemand in jou familie waarvoor jy gestraf word, en daarom gaan jy nie nou jou sin kry nie. Dis die een kant daarvan, met ander woorde, die fout lê by my geloof, want as ek net goed genoeg geglo het, sou ek gekry het wat ek wou hê. En die ander kant daarvan is natuurlik, dat jy sê, wel, my geloof was reg, ek was opreg, ek het gevra, God het nie gegee nie, so God is ontrou. God doen nie wat hy vir ons sê, hy gaan doen nie. En ek praat natuurlik nie nou van, of ek het gebid en die Here moet vir my 'n kar gee, of ek het gebid vir die lotto om gewen te word nie. Ons praat van diep, moeilike gebede. Meeste van die tyd wanneer jy sulke gebede bid, gaan dit rondom 'n ernstige siekte,
Ek's in die week by 'n persoon in die hospitaal wat al vir maande lank bid en bid en bid en bid en hy sê dit net so, hy bid en bid en bid en bid. Maar hy kry nie 'n antwoord nie. Hy kry nie die antwoord waarvoor hy soek nie. En dis in hierdie opsig waar ek die tema van my oupa se boek weer wil na die lig bring. Wanneer die Here nee sê. En ek dink, ons moet verstaan, gebed is baie meer as net 'n versoeklysie. En daarom is hierdie gebed van Jesus vir my so belangrik. Want as ons dink dit gaan oor ons geloof, of ons dink dit gaan oor hoe ons lewens leef, en dit is waarom God na jou luister, dan gaan hierdie teksgedeelte dit baie, baie duidelik probeer korrigeer. Want Jesus bid hier so 'n gebed, en ek wil vra dat jy regtig eerlik vra, die vraag saam met my vra. Jesus bid en hy vra, Here, neem hierdie lydensbeker vir my af weg. Word Jesus se gebed verhoor? Nee. Die lydensbeker is nie weggeneem nie. Selfs Jesus se belangrikste, grootste, intiemste gebed, diepste behoefte. En Jesus wat perfek is, wie se persoon en se dade nie moontlik enigstens betwyfel kan word nie, selfs Jesus se gebed kry die nee antwoord. En wat maak ons daarmee? Wat maak ons wanneer die Here nee sê? Selfs vir Jesus. En ek dink, dit wat my die meeste getref het, soos wat ek in my eie lewe nagedink het oor gebed, die diepste rede, daar's baie redes, maar die diepste rede waarom ek bid, is nie sodat ek kan vra en dat ek kan kry nie. Dis nie sodat ek 'n behoeftelysie kan gee en ons hoop die Here gee vir my 'n paar van daai dinge nie. Nee, die rede waarom ek bid, is dieselfde rede as waarom Jesus bid, glo ek. En dis wat ek wil hê jy moet raak lees. Die teksgedeelte sê, Jesus was angstig gewees, so erg dat die sweet afgedrup het soos bloed. Jy sien die angstigheid daarso. Hy vra intiem, hy vra intens. En wat kom van hierdie gebed? 2 dinge. Die Here stuur 'n engel om hom te troos. En dis die eerste punt wat ek wil maak vandag. Wanneer jy bid en jy vra, selfs al kry jy nie dit wat jy wil hê nie, die Here sal altyd vir jou iets gee, iemand stuur, om jou in daai situasie by te staan. En dit wil ek sê, is 'n feit soos 'n koei. Die Here sien ons gebede, en daarom, selfs al kry ons nie die antwoord, die spesifieke antwoord, waarvoor ons vra nie, selfs al sê God nie noodwendig vir al ons vra ja nie, vir sekere vrae sal hy altyd ja sê in gebed. Hulp, geduld, krag, hoop. Wanneer ons vir hierdie dinge vra, sal God altyd vir ons gee. En dit is wat ons sien by Jesus in Getsemane. En dit lei my na die tweede aspek van hierdie gebed. Jesus is angstig, bedruk, alles wat daarmee saamgaan, tot op hierdie punt. Dan bid hy tot die Here, en van hierdie punt van die verhaal af, en jy kan self dit gaan deurlees. In Lukas se vertelling is daar, en eintlik enige van die ander, is die angstigheid weg. Jesus bid, hy vra, hy kry nie die antwoord waarvoor hy vra nie, maar hy kry die krag om dit wat hy moet aanpak, aan te pak. Dis hoekom ons bid. Ons bid nie sodat God net vir ons sal gee wat ons wil hê nie, maar dit bevestig vir ons dat ons in verhouding met God staan, en dit wat God wel vir ons gee, is vir ons genoeg om enige pad wat ons moet aanpak, te kan aanpak. Jesus stap die pad na Golgotha, sonder angs, met al die krag wat die Here vir hom kon gee, sonder om terug te deins vir dit wat hy moet hanteer. Dis natuurlik die belangrikste ding van daai gebed. Jesus sê, Here, neem hierdie lydensbeker vir my weg, moet nogtans nie doen wat ek wil nie,
maar evil. En dit is die belangrikste ding van ons gebede. Wanneer ons met God praat, wanneer ons ons verhouding met God deel, wanneer ons dinge van die Here vra, wanneer ons dinge vir God vertel, moet ons altyd verstaan, ons gebede moet ons help om in lyn te kom met God se koninkryk. Mag dit vir jou so wees. Mag jy besef dat wanneer jou gebede op hierdie vlak geskied, is die Here se antwoord aan jou altyd ja. Selfs al kry jy nie altyd die antwoord van ja vir genesing, of ja vir 'n werk, of ja vir 'n swangerskap, of ja vir 'n verhouding nie. Maar God stap die pad saam met jou, dat jy dit kan aanpak, en uiteindelik op hierdie manier kan jy jouself belyn met God se koninkryk. Ek hoop julle kan hieroor dink, lekker saam gesels, en mag dit vir jou 'n waardevolle en belangrike gesprek wees saam in julle groeigroepe. Lekker dag verder.